Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met studie eenheid 3. Dit is hoofstuk 7 in Fourie en Burger. Ons werk met 'n aangepaste ADAS model wat inflasie in ag neem en hierdie laaste video gaan spesifiek oor die Phillips-kromme. In 1958 het die ekonoom A.W. Phillips die empiriese verwantskap tussen nominale looninflasie en werkloosheid beskryf. Hy het eenvoudig data bymekaar gesit wat gekyk het hoe nominale lone styg en wat die vlak van werkloosheid is en kry toe hierdie negatiewe verwantskap tussen die inflasiekoers en werkloosheid. Nou, hy het aanvanklik gepraat van looninflasie, maar later het ons sommer in die algemeen begin praat van die inflasiekoers en werkloosheid. Dis duidelik dat daar volgens hierdie kromme 'n afkoop bestaan tussen inflasie en werkloosheid. Mens kan hoër vlakke van inflasie hê vir laer vlakke van werkloosheid of laer inflasie met meer werkloosheid. En daardie afkoop is natuurlik baie belangrik vir beleidsmakers. Oor tyd het hierdie verwantskap verander en daar is begin praat van 'n kort en 'n langtermyn Phillips-kromme. Oor die korttermyn bestaan hierdie negatiewe verwantskap en oor die langtermyn is die Phillips-kromme dan vertikaal, waar daar nie 'n afkoop is tussen werkloosheid en inflasie nie. Spesifiek in die 1970s het die data begin aantoon dat dit lyk asof die Phillips-kromme skuif. En oor die korttermyn is daar dus 'n nuwe verwantskap tussen werkloosheid en inflasie, dat daar is hoër inflasie en hoër werkloosheid in elkeen van hierdie kombinasies. En dit is dan veroorsaak deur aanbodkant skokke. En die gevolg daarvan was dat daar selfs sprake was van 'n positiewe verwantskap tussen inflasie en werkloosheid. In die geval van die olieskokke van die 1970s het pryse gestyg en werkloosheid het toegeneem en dit het dan daardie positiewe verwantskap gegee. Vandag hou die Phillips-kromme 'n klomp lesse in vir beleidsmakers en ons gaan deur net so 'n paar van hulle praat. Eerstens dat is daar 'n toename is in die koers waarteen besteding groei, dan lei dit uiteindelik tot inflasie. So as besteding toeneem, of dit nou owerheidsbesteding is of investering of uitvoer, as die koers van groei daarin toeneem, dan op 'n stadium skakel dit oor in inflasie. As daar volgehoue en herhaaldelike toenames in besteding is, dan neem inflasie toe teen 'n toenemende koers. En as die mens enigstens 'n permanente vermindering in die werkloosheidskoers wil hê, wat laer is as die strukturele vlak van werkloosheid, kan jy dit net kry teen die prys van hoër inflasie. So 'n beleid wat besteding verhoog, moet baie versigtig ontwerp word om eintlik die produktiewe kapasiteit van die ekonomie te vergroot. Daar gaan inflasie wees, maar daardie inflasieprys wat jy betaal is dan nie so hoog nie. Ideaal moet die besteding gemik wees op die aanbodkant van die ekonomie, om infrastruktuur te ontwikkel, om vaardighede te ontwikkel. As jy die produktiewe kapasiteit van die ekonomie laat groei, dan hoef dit nie te wees teen hoër inflasie nie. Maar as jou beleid net op die vraagkant gemik is, dan gaan dit uiteindelik uitbreidende beleid lei tot meer inflasie. So om saam te vat, dames en here, so eindig ons ontleding van die ekonomie in terme van die totale vraag en die totale aanbod. Ons gaan heeltemal van rad verander. In hoofstuk 8 stel ons ondersoek in na die teorieë en die modelle van langtermyn ekonomiese groei. En dan sluit ons die module af in hoofstuk 12 met Suid-Afrikaanse beleidsuitdagings. Bly ingeskakel.